Ons wonderlike magtige Here, Hemelvader, dankie Here vir Sabbat. Dankie Here dat ons vandag weer voor U kan kom en voor U kan aanbid, Here, dat ons U naam kan groot maak, Here. Ons bid en vra dat U asseblief ons aanbidding sal aanvaar, Here, dat U dit aanneemlik sal maak vir U. Here, dat U ons harte en ons gedagtes skoon sal vee van die sorge van die wêreld, sodat ons fokus op U kan wees en op U alleen. Here, ek bid ook dat in my praatjie vandag, Here, vra ek dat waar ek vir die hart mik, Here, dat ek ook die brein sal tref, en Here, waar ek vir die brein mik, ook die hart. Wees nou met elkeen van ons, Here, seën ons, en kom geniet die tyd saam met ons. In Jesus naam bid ek dankie en ek loof U. Amen. Julle sal nie heeltemal van die kolla wees as julle dink dat my praatjie vandag gaan oor 'n persoon met die naam van Billy Sunday. Maar dit gaan nie oor Billy Sunday nie. Ten spyte van die feit dat ek heelwat oor Billy Sunday gaan praat, gaan dit nie oor Billy Sunday nie. Hierdie ding het ons vanmôre getoets, toe hy gewerk hoor. Maar aansit help ook. Okay. William Ashley Sunday, of Billy Sunday, soos hy bekend gestaan het vir sy vriende en familie, was 'n seun van 'n soldaat wat oorlede is op 'n redelike jong ouderdom, wat Billy redelik jong was. Sy ma het toe weer getrou met 'n dronkaard en 'n bietjie van 'n aggressiewe persoon. So sy het toe vir Billy en sy broers na koshuis toe gestuur sodat hulle kan wegkom onder die juk van hierdie man. Hier het Billy geleer, hy het Christendom ontdek of Bybelteologie ontdek. Hy het ook sy sportvermoëns ontdek. En Billy het gegroei en toe hy nou ouer was, toe het hy nou teruggekeer na eers waar hy vandaan gekom het, maar daar het hy nie lekker geaard mee nie. En in 1876 wys hy na Nevada, Iowa. En daar begin hy vir hoërskool bofbal speel of baseball en vir verskeie ander spanne. En op 'n dag word hy nou raak gesien. En na een wedstryd waar hy nou besonder goed, eintlik beter as sy normale, het hy presteer en hy word raak gesien. En in 1883 word hy gekies vir die Chicago White Sox baseball team of bofbalspan. Maar alles kan nie net maanskyn rose wees nie, so Billy ontmoet vir Helen Amelia of Nell Thompson en sy steel sy hart. So, well, dankie. So Billy ontmoet die meisie van sy drome, maar haar pa, teregtelik, dink nie dat professionele bofbalspelers is nou eintlik van die slimste mense onder die son nie. En hy was bietjie gekant teen hierdie hele verhouding. Maar hy vind toe uit dat haar familie Presbyteriane is, en hy besluit onmiddellik om self ook 'n Presbyteriaan te word. Dit het toe gewerk, en uiteindelik het hy haar pa ook sy hart gesteel, en Billy en Nell is in 'n verhouding, en hulle trou ook later, en hy het rondom 1887 ontgaan hy toe ook, of hy 'n regte, 'n ware hartsbekeertenis, wat hy 'n total surrender noem. Onder andere het hy ook gesê op 'n stadium dat as Nell 'n katholiek was, sou hy katholiek geword het, want hy was warm op haar spoor. So Billy het nie 'n Presbyteriaan geword omdat hy 'n geloofsoortuiging gehad het nie. Hy het 'n Presbyteriaan geword omdat Nell een was. So Billy is op 5 September 1888 getroud met Nell, en later toe hy 'n evangelis word, toe is hy bekend om te sê dat more people fail from a lack of purpose than from a lack of talent. So meer mense faal weens 'n tekort aan 'n doelwit as 'n tekort aan talent.
Billy was 'n bofbalspeler en 'n redelike goeie een, maar hy was nie die beste nie. Wat hom wel goed gemaak het, hy was vinnig. Hy was ongelooflik vinnig, en alhoewel hy baie balle gemis het in die outfield, het hy mense baie entertain deurdat hy gerol het en geduik en jy weet, hy was soos 'n John T. Rhodes daar in die buiteveld, behalwe John T. Rhodes het meer balle gevang as gemis. Billy het anders te omgewerk. Hy het meer balle gemis as wat hy gevang het. Maar hy was populêr. In 1891 tree Billy uit professionele bosbal uit. Hy word 'n salaris van $3,500 per jaar aangebied, wat daai dae goeie geld was. Vandag klink dit min. Maar die Chicago White Sox, of hulle bied hom $3,500 per jaar aan te bly by hulle. Maar hy verruil dit en hy gaan vir 'n salaris van $996 per jaar na die YMCA toe, wat die Youth Men's Christian Association is. So Billy wou vir die Here werk. Hy wou sy tyd en sy lewe in diens van God, wou hy deurgebring het. Die foto wat julle daar op die skerm sien, is nie Billy nie, dis J. Wilbur Chapman. J. Wilbur Chapman was 'n evangelis wat rondgereis het en rondgetoer het en die evangelie verkondig het. Hy ontmoet vir Billy en hy neem Billy ons sy vlerk. En hy leer vir Billy hoe om evangelistiese pogings te reël en hoe om finansiering daarvoor te kry en hoe om dit uit te voer. En Billy word 'n baie bekende evangelis van sy tyd in Amerika. Hy het onder andere hy het sy eerste veldtog in 1896 in Garner, Iowa, en Billy sou altesaam deur sy leeftyd meer as 300 sulke evangeliese byeenkomste sou hy hou, en oor 100 miljoen mense het sy preke en sy goed bygewoon. Billy was dinamies. Julle kan sien, as julle kan sien op baie foto, Billy was 'n aktiewe spreker, nie soos ek wat redelik stil staan nie. Billy het beweeg, Billy het op goed geklim en op goed gespring, en hy was, soos ek sê, dinamies, en hy het mense se aandag gelok. Groot skares. Onder andere van sy geloofsoortuigings waarteen hy gepreek het, is die gebruik van alkohol. Hy het heeltemal gepreek teen die gebruik van alkohol. Hy bevorder opvoeding deur die goeie ou pak sla in te span, en nie die hedendaagse dinge waar dit byvoorbeeld beskou word as kindermishandeling nie. Hy het geglo in 'n goeie pak sla is wat werk. Hy preek dat dit werklik sterk mans is wat Christene word, nie die sissies nie. En daai tyd was dit maar gewees, nee, die sissies word Christene, maar Billy sê nee. Dis 'n man wat werklik sterk is in karakter en in krag, wat bereid is om 'n Christen te word. Mees belangrik is dat hy verkondig dat om 'n Christen te wees is pret. Christen wees is nie wat baie van die wêreld sien as net, nee, hierdie mense wat nie mag pret en plesier hê nie, wat net daar moet eenkant sit en hulle self nie mag werklik geniet in die lewe nie. Hy was bekend dat hy gesê het, the trouble with many men is they've got just enough religion to make them miserable. If there's no joy in religion, you've got a leak somewhere. So Billy sê, as daar nie vreugde in jou aanbidding is nie, het jy 'n lekplek iewers. Jy moet daai lekplek soek. Billy het ook gesê, that going to church doesn't make you a Christian any more than going to garage makes you an automobile. So kerk toe gaan maak jy nie Christen nie, want anders sou garage toe gaan jou kar gemaak het. Maar ek praat nou baie oor Billy, en ek het gesê, dit gaan nie oor Billy Sunday nie. Hy het onder andere 'n paar ander sê goed gehad. Hy het gesê dat sy pogings wat hy doen is nie net om heidene te draai na Christendom toe nie. Dis ook om teruggevalle Christene weer terug te kry op die regte pad. Dit het hy gesê is een van sy hoof fokuspunte. Hy het gesê, hy weet Christendom of bekering is soms 'n tydelike effek,
En hy het gesê, wel, om 'n bad te vat is ook tydelik, maar dit doen jou goed. So Billy hy het verstaan. Hy het ook gesê, every single day the devil peers through the keyhole, hoping to corrupt a man and his family. So don't open that door. Billy het baie sê goed gehad, maar hy sterf in 1935 aan 'n hartaanval in Winona Lake, Indiana. En dis die einde van Billy. HSM Richards, en ek moet hierdie mooi lees, want ek is geneig om te sê HMS, want die Britse skip is mos almal HMS, en nie HSM nie. HMS Richard vertel, hy was 'n Adventist wat 'n radioprogram aangebied het vir oor die 30 jaar, die langste Christelike radioprogram wat in Amerikaanse geskiedenis aangebied was. Maar HSM Richards het gesê hoe hy 'n Adventist geword het. Hy vertel 'n verhaal van 2 dames wat hom gelei het op 'n pad na Adventist toe. Maar die een van hierdie vrouens was gebekeer gewees by Billy Sunday, een van Billy Sunday se pogings. En na sy 'n Christen geword het deur Billy Sunday, na die Here toe gelok was en sy's gedoop en hulle gaan sy na Billy Sunday toe en sy sê vir Mr. Sunday, what church should I join? I want to follow the Bible. Dis 'n belangrike vraag. En Billy wou vereers nie reguit antwoord toe en hy kom so half met 'n draai en hy sê, oh, they're all based on the Bible. So hy sê vir hom, well, I know, but I want to follow that one. Hy sê, no, they all, go and study them, they'll tell you. En sy sê vir hom, no, Mr. Sunday, you led me to Jesus, I know you know. Which church is the one that follows the Bible most closely? En Billy Sunday sê vir hom, if you want to follow the Bible most closely, become a Seventh-day Adventist. Billy Sunday vertel vir haar in hierdie woorde, well, he said, if you want to follow the Bible, just as it is written, go and join the Seventh-day Adventists. Richard vertel dat hierdie 2 vrouens was Bybelwerkers wat hom gelei het. Hierdie vrou en nog 'n vriendin van haar was Bybelwerkers gewees wat hom gelei het na Adventisme. So laat ons onthou en nooit skaam wees om te erken wie en wat ons glo nie. Mense daar buite is baie anti die 70 Adventiste kerk. En ek het agtergekom in my debatte op Facebook met al hierdie verskillende mense wat antinomies is, wat glo die wet staan nie, beteken niks nie, of ons val is nie meer onder die wet nie, en die Katholieke en mense wat sê hulle is ex-Adventiste, maar daar is nie so ding nie. As jy ex-Adventist is, beteken jy was eintlik nog nooit een nie. Jy kan nie die waarheid los vir alleen nie. Beteken jy was nog nooit in die waarheid nie. Mense is anti ons, anti wat ons glo, maar die Bybel vertel ons van 2 tipes mense. Die Bybel vertel ons van die skaap en die bokkie, die koring en die onkruid, die regverdiges, die onregverdiges. Maar ek het nog 'n kategorie wat ek wil byvoeg. En dit is die wat na die waarheid toe hardloop en die wat van die waarheid af weghardloop. Billy Sunday was nie Adventist nie. Maar deur 'n preek van Billy Sunday het HSM Richards, 'n Adventist, meer as 2000 siele na die doopbad toe gelei, omdat Billy Sunday eendag eerlik was en vir 'n vrou gesê het, as jy die Bybel wil volg, word 'n 7-dagse Adventist. Laat ons nooit ophou om skaam te wees vir wat ons glo, en laat ons altyd onthou hoekom ons glo wat ons glo, want dit staan geskrywe. Amen. Kom ons lei die oë.
Ons wonderlike, dierbare Here, Hemelvader. Here, dankie vir die geleentheid weer eens wat ons nou ook gaan hê om 'n lesstudie te studeer, Here, waar ons gaan verder dieper in die woord kyk. En dankie, Here, dat U karakter aan ons openbaar deur die waarheid vir ons te gee. Here, seën asseblief ook hierdie fondse wat nou opgeneem was, Here, help ons om dit te bestuur, om goeie rentmeesters te wees vir U en die finansies, Here, laat ons meer siele vir U kan wen. Wees nou met ons die res van hierdie dag, Here, open ons hart en ons verstand in Jesus naam. Dankie, Here. Amen.